ons baie opgewonde by vanoggend se diens. Ek wil graag terwyl ek net vir julle sê, is baie welkom hier eens. En ek wil elke van julle uitnooi die woord van die Here te hoor en ter harte neem vanoggend. Want die Here wil spreek in ons harte ingenooi vanoggend deur sy kosbare woord. Dit was omtrent, dit was 1838 op die 6de Desember waar daar oop hemel was, 'n blou hemel was. Er was geen wolk in die lug nie, 'n baie mooi dag wat ons, jy weet, jy ken die verhaal van Pieter, waar ons uitgeroep het aan die Here toe en gesê, Here, U ons vir 'n verbond met U vestig. En die dag gaan jy sal oor dat ons die Here onthou wat hy vir ons gedoen het, die betekenis aan die kruis. Maar ook wat hy vir ons gedoen het vir ons mense wat hom aanbid het. En jy kan sien oral die woord van die Here, oral waar die Here aanbid was, oral waar die Here geken was, die Here fenomenale stappe gegee in mense rigtings. En gesê, maar ek sal jou kom verlos en help, want ek wil jou kom wys wie ek is as jy my naam aanroep. En die Here wil graag dit beklemtoon vanoggend hier baie besonder, om te sê, maar elkeen wat hier sit vanoggend, het die vermoë om die naam van die Here aan te roep en gered te word en verlos te word. Want ons se verlosser wat nooit nee sê vir ons uitroepe nie. Jou uitroepe van jou behoeftes in jou hart vanoggend is duidelik hoorbaar in die hemelse plekke. Dit wat jou hart dalk jy nie luid uitroep en sê, Here help my nie, maar jou hart vanoggend hinker na hom. Jou hart het 'n uitroep na hom te vanoggend dalk in omstandighede waar jy gevoel het, Here, ek versloop, ek word swak, Here, ek weet nie hoe om te kom nie. Maar Here sê, ek hoor jou kreet, ek hoor jou hulpgeroep en ek sal altyd reageer op diegene wat 'n verbond bevestig en in my naam aanroep en hulle sal gered word. En so het gebeur ook, die 6de Desember het ons voorvaders het hulle 'n oproep gemaak na die Here toe. Het sê, Here, ons erken nie die verbond vanoggend, Here, maar dit is verbond wat ons met U sluit, nie met 'n mens nie. Nie om te gaan pleit by die vaand om ons jammer te kry, nee, maar om die Here aan te roep en te sê, Here, ons roep U alleen aan, die skepper van die hemel en aarde, die skepper van die univers, skepper van my lewe. En Here, U alleen het vermoë om ons te kom help. En ek wil net graag herinner vir julle net die volgende wys, wat die Here op my hart gelê vir hierdie diens vanoggend. En dit is om die Here te onthou en om te erken in al jou weë. En hy sê, as jy my erken in al jou weë, sal ek jou baie veel gelyk maak. So ek wil net graag herinner hierdie vir julle wys, wat die Here op my hart gelê het. Ons gaan na Efesiërs toe, en ons 'n bietjie kyk na Efesiërs, hoe dit ook gaan, die Here ons 'n belofte gee rondom dit. Hoe elkeen van ons geroep is van die grondleg van die wêreld af, om soos hy te wees, en ook 'n belofte na te jaag wat hy vir jou gegee het, voor die grondlegging van hierdie wêreld. So ons gaan 'n bietjie praat oor vanoggend se diens is onthou om te onthou. Onthou om te onthou. Dis nie Lorike Raag is 'n Southern onthou vergeet nie. So ons sê oor halletjie praat vanoggend nie. Maar ons praat oor jy moet onthou wat die Here vir jou gedoen het. En die Here wil graag hê jy moet hom aanneem. En sê, Here, maar ek erken U weer, ek weet wat U kan doen, ek weet wat ek jou vermag, Here, en ek sal U nie minag, Here, want Here, elke keer het U nog elke persoon ontmoet, wat 'n uitkoms gevra het by die Here, en elke keer 'n uitkoms gebied vir hulle. So Here sê, onthou om my te onthou. Ons kyk na Efesiërs 1:3, ons begin daar vanoggend. Maar voor ons al kom ons bid oor die woord. Vader, ek dank U vir die kosbare woord. Hierdie woord is lewend en kragtig, Here, skerp as twee en 'n swaard wat U spreek, Here. Mag dit die stem van 'n mens wees, maar die stem van die Here. En ek wil vra, Here, dat U in elke hart inspraak gee, in elke gedagte vrugbaar maak om te verstaan en te hoor wat die Gees sê. Heilige Gees, dankie dat U kom in elke gedagte gevange neem ter gehoorsaamheid van die woord. U mag die woord lewe bring en die woord lewe gee, oral waar dit vloei, oral waar dit gespreek word, Here, mag die vestings neerwerp, mag mense vrymaak, Here, en mag die woord se hame prepareer vanoggend, wat rotse verbrysel en vestingstukken slaan. Ons wil al die eer gee daarvoor, Here, in die kosbare naam van Jesus. Amen, amen, loof die Here. Ek wil graag julle uitnooi, ons gaan kyk na Efesiërs 1:3, en daar staan, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Soos hy in ons hom uitverkies het voor die grondleg van die wêreld, om heilig sonder gebrek vir hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Wonderlike geskrif van die woord van die Here. So wat doen die Here? Hy sê hier vir ons is voor die grondlegging van hierdie wêreld, voor alles nog ontstaan het, is jy en ek voorbeskik
om in sy wil te wandel. En hy het jou alreeds beklem met alle geestelike seëninge in die hemelse plekke in sy naam, in Christus Jesus. So ek en jy het bestaan voor die grondlegging van die wêreld, alreeds in hom. Bevestig het ook in Esegiel, en die bevestig het vir Jesaja. Esegiel het gesê, Here, voor ek in my moeder se skoot was, het jy alreeds my geroep as 'n profeet vir die nasies. Amen. So voordat jy hier was jy alreeds gewees. Amen. Wonderlike gedagte. Maar wie kan onthou in hierdie plek waar jy was? Dan het jy baie goeie geleer. Maar dis jare terug. Ons praat van omtrent 6000 jaar terug, is nie so. So ons kyk ook hier, hoe dat die Here gekom het vir ons sê het vanoggend, dat ek het jou geken, ek het jou uitverkies, voordat jy in die moeder se skoot geleer was, het ek jou verkies om heilig te wees, en voor my te wandel, en my beloftes te onthou en na te jaag. Maar onthou net, toe Adam in die tuin van Eden was, het hy geval in sonde. En ek sê altyd vir mense, sonde gee jou geëfenis. Jy kan nie onthou waar hy vandaan kom nie. Want hy moes soos die Here opgetree het in die tuin van Eden. Hy moes soos die Here dinge beheer het en gespreek het met sy mond. Ek bedoel, hy het al die diere name gegee. Die het gesê, mag van die boom van kennis goed en kwaad nie eet nie, asof jy eet sal nie sterwe. Maar hy moes die plek bewaak en bewoon en bewerk wat die Here vir hom gegee het in die tuin van Eden. Dis nie so nie. So, hy het die belofte gemis. Hy het nie onthou waar hy vandaan gekom het nie. Hy het sy seunskap vergeet. Hy het vergeet dat hy 'n seun van God is. Hy het vergeet dat hy ingeroep is tot 'n fenomenale oorwinning en 'n fenomenale heerskappy in die Here. Want die Here sê, jy heers oor my werke van my hande aan. Jy moet oor wat ek vir jou gegee het, moet jy dominansie en beheer uitoefen. Maar hy het op daardie stadium vergeet dat hy met beheer uitoefen en hy het vergeet waar hy eintlik vandaan kom en hy het op sy kop geval in sonde en hy het geheueverlies gelei, want hy het nie onthou wie hy was in die Here voordat die grondlegging van die wêreld hier was. En so moet ons elkeen ons vergeet baie kere wie ons is, wat die Here jou gemaak het om te wees, wat jou reg is om uit te voer en wat jou dominansie is op die aarde. Wat sê Psalm 8? Here, dankie dat U my gekroon het met eer en heerlikheid en oor die werke van die hande aangestel het. Het die Here jou aangestel oor die werke van sy hande? Hy het natuurlik, amen. Jy is 'n heerser oor die werke van God se hande. Hy het jou as 'n ambassadeur op die aarde gesit om 'n heerser te wees en nie 'n slaaf wat rondloop en bedel nie. Nie iemand wat probeer hier regkom en daar regkom nie, maar hy het jou met 'n delegasie aangestel gesê, ek delegeer my doel in jou, ek delegeer my wil in jou, ek gee jou my heerskappy, my scepter, my heerskappy is in jou, my gees in jou, heers oor die werke van my hande. Daarom is dit baie interessant, mense baie kere val en misluk, dat die duiwel baie kere onderkry. Ek staan op 'n sterpunt onlangs van 'n ouerige dame, en vir my nie geraad op, hulle is moedeloos, hulle ken nie die Here nie. Hulle weet nie dat hulle reg het gehad het om die duiwel te bestraf en siekte te beveel om weg te gaan in Jesus naam nie. Want hulle is aangestel as heersers, maar besef nie wie hulle is nie, hulle weet nie wie hulle is nie. En so moet ons onthou wat die Here gedoen het vir ons in ons jare voor ons, om te onthou hoe goed hy was, hoe groot hy was. En ek wil julle vat na die volgende gedeelte toe, hoe dat Moses baie keer moes inprent in die mense se lewens op pad Kanaan toe, wat die Here gedoen het. Want hulle het vergeet wat die Here vir hulle gedoen het. Hulle het vergeet, hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hulle het vergeet dat die Here eintlik iemand moes oprig om mense uit te lei uit Egipte uit, en hy het gesê, ek sal self julle voorsiener wees. En kyk met julle gedeelte, waar die Here met hulle spreek, en Moses moes dit altyd inprent by hulle, op 'n gereelde basis, want hulle het so maklik vergeet wie hulle was. As kyk in vers 9, neem net in ag en wees tertee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jy oë gesien het nie, dat hulle net jou hart werk, al die dae van jou lewe nie. Jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. En die dag dat jy voor die aangesig van die Here jou God behoorlik gestaan het, het die Here aan my gesê, vergader die volk vir my, en ek sal hulle my woorde laat hoor, dat hulle kan leer om my te vrees, al die dae wat hulle op die aarde lewe, en dit aan hulle kinders kan leer. So wat sê die Here hier? Hy sê, onthou my. Onthou die dinge wat ek voor jou oë vir julle gedoen het. Onthou toe ek die rots water laat uittap het. Onthou toe ek die rooi see opgemaak het.
Onthou toe die Egiptenaar daar verdruk het. Onthou toe ek julle verlos het en manna en kwartels vir julle gegee het. Onthou die ding wat ek vir julle gewys het in die tyd wat ek met julle gewandel het. En ons vergeet so maklik hoe goed die Here was. En ons begin kla en murmureer. En ons begin dink maar ons is die enigstes wat deur probleme gaan. Maar terwyl die Here sê nee, daar's ander mense wat ook deur probleme gaan. Jy het 'n behoefte om te ontmoet in hulle lewens. Jy het iets om te gee vir ander in hierdie plek vanoggend. Want jy is geroep om daardie heerskappy te hê en daardie middel te wees van die Here in ander se lewens. En hy sê moenie vergeet wat ek voor julle oë vir julle gewys het nie. Dat dis besonder, hierdie mense het dit gesien gebeur, maar nog steeds getwyfel. Hierdie mense het al die wonderwerke eerstehands beleef, maar nog steeds getwyfel. En Here wil ons roep vanoggend te sê, kom, leer die dade van die Here. Prent dit in jou kinders se lewens in. Gaan vertel vir hulle wat die Here gedoen het. Gaan vertel vir hulle hoe goed die Here was vir julle in die verlede. Gaan maak sy dade bekend in jou kinders se lewens. Sê, weet jy die Here was so goed vir ons? Ons kon 'n huis koop. Ons kon 'n kar koop, wat ook al die geval mag wees in jou lewe. Here was so goed vir my kinders genees. Hy het my kinders deurgedra deur storms, deur 'n verblyf van doodskade weer. Hy het my gehelp tot nou toe. Hy sal weer voorsien. Hy het voorsien in die verlede. Hy sal altyd weer voorsien vir ons. En begin daardie dade vir jouself te herinner in jou eie hart. Dis nie dat jou hart uitwyk nie. Laat jou hart altyd vol wees van wat die Here beteken het, wat die Here vir jou gedoen het, die geheue wat jy nooit moet verloor in die Here nie. Wil ek dit sê in die volgende vers 23. Neem in ag dat julle die verbond van die Here God wat hy met julle gesluit het, nie vergeet en vir julle geen gesneede beelde maak nie, 'n gelykenis van enigiets wat die Here jou God jou verbied. So hy sê vir hulle, jy mag gesneede beelde vermy. En gesneede beelde weet ons is enigiets anders wat jou liefde vir God weerhou. Dis 'n gesneede beeld in jou lewe. Amen. Dis eintlik 'n afgodediens. Ja. Afgodediens sonder die enigiets baie hoër ag as die Here homself. So jy kan jou kar baie hoër ag en vanoggend kar was in plaas van om te sê. Amen. Jy kan dalk jou boot hoog ag en sê ek het 'n boot ry. Ek sien is baie bote uit van die Bosgekom. Ek hoor hulle glad nie. Amen. Maar dit is vir my herinner. Ek hoor hulle mense glad nie. Maar wat ek sê is, moenie die dinge baie hoër ag as die Here homself nie. En hy sê ook vir ons in die volgende gedeelte, neem jou in ag dat jy die Here jou God, in Deuteronomium 8 vers 11, nie vergeet dat sy gebooie, sy ordeninge, sy insigte wat jy vandag beveel nie te hou nie. So jy miskien eet en versadig word nie, en mooi huise bou en bewoon, en jou beeste, jou kleinvee vermeerder, jou silwer en goud vermeerder, ja, alles wat jy het vermeerder. Sien baie kere, ons maak staat op die Here en ons kry so baie dinge by die Here. Nou, ons kry huise, ons kry al hierdie vee wat hy van praat, mooi huise bewoon ons eet en word versadig, ons baie kos, ons geniet ons met die sjokolades, jy het jou bederfies by die huis, al die mooi dinge, nou. Maar die Here sê, as jy dit geniet, moet jy my vergeet nie. En hy sê ook verder, en jou hart op verhef, dat jy die Here jou God vergeet, dat jy uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei. Wie van ons hier is uit die slawehuis uitgelei? As jy die Here Jesus ken in jou lewe, is jy verlos van Egipte. Is verlos van die verlede, jy sonde. En ons elkeen is uitgelei uit die slawehuis, en ons kan altyd terugkeer aan ons gedagtes, ons hart, en sê, Here, dankie, jy het my uitgelei uit my sondige bestaan, en my nuwe lewe gebied in die Here. Ek is oorgebring van die koninkryk van duisternis, na die koninkryk van lig, en die seën van die liefde. En Here wil ons graag net kom herinner daaraan vanoggend. En hy sê ook verder in vers 15, wat jy deur groot en vreeslike woestyn gelei, die giftige slange en skorpioene en die dorsland sonder water, of jy water in die klipharde rots gekom het. Ek glo in hierdie plek, elkeen het al 'n duiwel oorwin. Amen, die slange en skorpioene. Lukas 10 vers 19 sê, hy gee jou die krag tot al die mag van die vyand, dat jy op slange en skorpioene kan trap. So met ander woorde, ek en jy het die vermoë, die Here gekry om slange en skorpioene te oorwin in sy naam. En al die krag van die vyand te oorwin in sy naam. En dan sê hy ook vir ons, dat jy deur 'n fisiese woestyn gelei, 'n droë plek in jou lewe, wie was dit 'n droë plek gewees hier? Amen. Dis kom ons grys al weet, nou. Ek het my graas daar nie verlief gekry, baie daarvoor. Amen. Ek het verdien. Maar door die Here, is wonderlik dat die Here ons lei deur droë plekke.
deur giftige slange en skorpioene en harde rotse, wat hy kan verbrysel en stikkend breek vir jou, wat water kan voorkom. Jy dink dalk vanoggend die omstandighede is so hard, dit kan nie breek nie, dit kan nie beweeg nie. Jy dink dalk daar kan nie water uit 'n klip uitkom nie. Die Here sê, ek kan water uit 'n klip laat voorkom vir jou, want ek het jou in my gedagte. Ek het jou onthou aan die kruis. Ek sê jou onthou vir ewig en vir altyd. Die Here sê, my gedagtes is vol van jou. Ek onthou jou altyd. Hoekom vergeet ons nie? Hy sê, ek het water drosse tap vir jou. Ek het die vermoë met kan doen. Ek is die Here. En dan kom hy verder vir ons. Hy sê, wat jy in die woestyn manna laat eet uit jou vaders wat jy geken het, om jou vermoedig en jou te beproef om uiteindelik aan jou goed te doen. Die Here sê, hy vermoedig ons en beproef ons sodat hy kan goed doen in ons. So met ander woorde, beproewing is nodig. Vermoediging is nodig om ons nederig te bring vir hom en ons te beproef in omstandighede. En hy sê, as ek jou beproef het en jy het nederigheid voor my, dan kan ek jou goed bewys. Ek kan goed aan jou bewys en ek kan goed aan jou doen. Baie mense voel dat beproewings is aanvalle van duisternis. Maar die Here sê, nee, dit is eintlik selfs 'n sewees beproef in die woestyn. Hy is deur die Gees gelei in die woestyn in om beproef te word deur die duiwel. Paulus skryf en hy sê in die boek van, dit is 2 Korintiërs 16, 1 Korintiërs 12 vers 16, dan sê hy daar, dat daar's 'n gees wat kan stry, en aan die Here gevra, Here 3 keer, neem die gees maar weg, neem die doring van my vlees af weg. Die Here sê, nee, my genade is genoeg vir jou. Genade is genoeg, ons vloedig altyd van die Here af. Maar ons mis dit, ons raak moedeloos, want ons ken nie. Ons ken nie sy ween. En mag dit ons help om hom te onthou, en onthou hoe sy ween is. Dat ons nie misluk en faal, en mismoedig raak nie. En hoe gaan jy hom ontdek? Jy hou jou oë op Jesus, die begin en volëinder van jou geloof. Hoe gaan jy die omstandighede verleef? Jy hou jou oë op Jesus, die begin en volëinder van jou geloof. Hy nooi uit, klim op die storm saam uit die boot uit. Ek nooi uit, loop die water saam by. Hy sê vir Petrus, kom, eenvoudig, net kom in. Loop op die water uit. En hy moes nie loop op die water, hy moes loop op die woord. Op die K en die O en die M moes hy loop. Hy loop op die woord. Hy loop nie op die omstandighede nie. Hy loop op die woord van God. Is jou hart in die woord van God? Onthou jy die beloftes van die Here, ons kom daarby. Maar ek wil graag vir julle net 'n paar dinge noem, wat Moses moes beklemtoon met die mense se lewe, sodat hulle kon onthou wat hulle vir die Here moet bied. En hy sê hier, vir ons ook, kom ons vat vers 17, in jou hart dink my krag en my sterkte, van my hand het my al die rykdom verwelkom. Kyk bietjie wat sê Moses vir hulle, dinge wat julle moet onthou in die Here. Hy sê, vir hulle, julle moet julle geloof proklameer, in Deuteronomium. Net hy om al die skrifte vir julle te wys vanoggend nie. Maar, die tweede ding, om dankbaar te wees vir alle seëninge, om dankbaarheid te hê met die Here. En ons onthou vandag die gelofte dag. Is ons dankbaar vir die Here se uitkoms. Is ons dankbaar dat die Here ons verlos het in die verlede. En ons steeds sal verlos. Dankbaar oor al die seëninge wat hy elke dag vir jou uitstort. Jy het kos om te eet, jy word wakker, jy het 'n voertuig om te ry. Is dankbaar vir al die dinge wat die Here vir jou gegee het. En dit beklemtoon die Here, hy sê vir hulle Moses, hulle geloof proklameer vir my. Hulle moet sê, ons glo in die Vader, ons glo in die Seun, ons glo in die Heilige Gees, ons glo in hom wat beskik oor lewe en dood, ons glo in hom wat genees, wat herstel, wat kan verkoop, wat kan voorsien, ons glo in hom alleen. Hy is die hoogste by alles. Om jou sonde te bely, binne die sondig, die derde ene, om Pasga te vier. Met ander woorde, ons kyk na Jesus aan die kruis. Nou, die kruisdood, jy kan sien. Dis die Pasga, die tyd toe gekruisig was, die Pasga te vier. Tiendeste te saai, amen. Met Rome 26 vers 9 tot 11, met tiende te gee, getrou aan die Here. Met kompassie te reageer teenoor mekaar, met kompassie mekaar te hanteer. Weet jy, tot in die tyd van Deuteronomium te sê vir julle mekaar waardeer. Hy moes sê vir julle mekaar, met vreemdelinge, moet julle waardeer en help. En hier kom my Vader en sê, na die wees en die weduwees om te sien. Die wees en die weduwees om te sien. Om na die armes om te sien.
Hy het vir hulle gesê, geneer, julle moet na die armes kyk, julle moet na die wese en die weduwees moet julle omsien. Julle moet na hulle omsien, na hulle kyk. Dis al die skrifte wat daar genoem. Deuteronomium 5 vers 15, jy moet daarom dink dat jy in Egipte aan 'n slaaf was, en die Here God jou daarvan uitgelei deur 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm. Jy moet daaraan dink, onthou jouself daarvan. Jy's uitgeuit Egipte uit, jy's verlos uit die mag van duisternis, jy's in 'n kind van lig, jy's in die lig ingewortel, ingeprent in die Here. Jy wandel in die lig en nie in duisternis nie. En die Here sê, onthou jouself, herinner jouself elke dag dat jy aan die lig behoort. En dat jy nie in duisternis vasgevang of die wees nie. Lukas 22:19. Hoor wat sê die Here, onthou my liggaam. Onthou my liggaam, nou. Ek het nie volgende nagmaal hierdie, maar as dit eers kom in Sondag, gaan ons nagmaal saam voorbid. Ons van die Here se liggaam herdenk en erken en onthou. Want die Here sê in Lukas 22:19, daarop neem my brood, nadat ek dankie breek en die gee, en hulle sê, dis my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtes. Onthou my wanneer jy dit doen. Onthou die Here in jou doen later. As jy by die huis kom vanmiddag, doen jouself 'n guns. Gaan doen nagmaal. Gaan berei 'n tafel voor. Kry vir jou 'n stukkie brood. As jy dit nie het, die kriemkraker aan die kas wel vir jare. Ek het die geval daarvan net reg is. Anders moet jy sê. Jy sal nie sê hoor nie. Maar kry vir jou 'n bietjie druiwesap, want jy wil geniet. Water werk ook. Maar jy kan dit gebruik as simbool van die bloed. Amen. En neem dit tot sy gedagtenis. Sê Here, ek wil U erken, ek wil U onthou, ek wil U gedagte onthou. Ek wil onthou wat U vir my gedoen het op die kruis, Here. En dit is so kragtig gedeel, Here. As jy onthou in sy liggaam geskeur is vir jou, gebreek is vir jou, in verbond met die Here, soos wat dit ook by bloedrivier is. Ek dink dit nagmaal ons onthou. By bloedrivier. En ek het gesê, Here, ons erken die verbond wat U met ons sê. En daarna Psalm 111 vers 2, die werk van Here is groot. Nagespeer deur almal wat daar 'n welbehae het. So hy sê, elkeen wat die woord van die Here liefhet, die welbehae van die Here liefhet, sal die woord naspeur en die woord onthou. Onthou die woord van die Here in jou lewe. Esdra 7 vers 10. Esdra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag, en om Israel die insettinge en verordening te leer. Amen. So hy altyd ondersoek en die woord gaan onthou, en die woord homself herinner in die woord. Herinner jouself in die woord. Plak in die spieël op elke dag wat jy van die Here wil hê. As jy spieël kyk en jou tandeborsel skeer, dan lees jy die beloftes van die Here vir jouself. Waarmee jy onthou jouself wat hy gespreek het. Vat vir jou 5 klippies, soos Dawid, en jy verstaan jou reeds daarmee. Amen. Sit die 5 beloftes in jou spieël. Ek sit dit in my yskas. Die yskas is 'n plek waar baie boer. Amen. Kan dit nie so opsigtelik sien, maar my vrou weet. En jy vat die 5 beloftes en jy spreek hulle, jy lees hulle by het loop, en jy bind dit om jou hals en om jou hart. En as jy dit spreek, word dit lewend in jou. As jy spreek, en jy sal wat die Here gespreek het, die Here sê, ek sal voorsien elke behoefte, na my rykdom in die Heerlikheid in Christus Jesus. Die Here sê, jy sal die kop wees in die staart, jy sal bo wees in die onder nie. Amen. Die Bybel sê, jy is mede so met daar die hom wat jy die krag gee en jy liefhet. So spreek daar die beloftes, sit dit op jou yskas. Spreek dit, as jy by dit loop, raak daar aan as jy moet. Ek raak sommer aan dit. Want toe die Hebreëse kinders in die huise instap, het hulle altyd ingestap en die deurkosyn gesoen. Shalom. En as hulle uitstap sê hulle, Shalom. Vrede met voorsiening, vrede met voorspoed. Elke keer as hulle in die deur instap. Amen. Shalom beteken vrede met voorspoed en voorsiening. So jy herinner die Here aan sy beloftes, jy kom elke keer en jy bind dit om jou hals, jy bind dit om jou deure, jy skryf dit op die syne. Jy sê, Here, ek wil dit op my harttafels proklameer, ek wil die Here se eer proklameer in my lewe. Ek wil hom al die eer gee, want hy is my belofte, hy is nie wat ek kan vashou. Ek kan niks anders vashou nie, alles is wankelbaar nie. Net hy sal nie wankel. Jy herinner jouself elke dag aan sy kosbare beloftes. En hy kom ook en hy sê vir ons, met die Here ons onthou in die kruis. Weet jy wat so wonderlik is? Johannes 19, ek het die skrif hier op nie, maar dit sê, toe Jesus gekruisig was, daar by gekruisig was daar 'n tuin. Het jy al gelees? Daar was 'n tuin voor hom. En dit was 'n tuin van Getsemane natuurlik, waar hy ook sy laaste ure spandeer het. En in die tuin van Getsemane is pragtige lees.
Ek het gister gepraat oor die lelies. Hoe ek en jy 'n lelie is vir die Here. Hy sê in Hooglied, soos my lelie tussen dorings was, ek uitgereik tussen my lelie tussen dorings en my lelie geraal. So hy het aan die kruis dorings op sy kop gehad en jou geraal. En jy geweet op die bordierwerk, op die allerheiligste, voor die tempel, se allerheiligste bereik, is daar 'n engel aan die linkerkant gebordier en 'n lelie aan die regterkant. Halleluja. Hoekom? Want hy sê, ek wil jou voorstel aan die bonatuurlike, die engele met die mens, die lelie met die engele. Ek en jy is die lelies wat hy van praat. Amen. En hy het na die lelies gekyk toe hy in die kruis gehang het. En weet jy, hy het elkeen van jou wat die sit vanoggend 'n gedagte gehad van die kruis sal en sê, ek kyk na my lelies en ek sterf vir hulle. My gedagtes is vol van hulle, ek onthou hulle. En ek wil die Here met my onthou. En hoor bietjie wat gebeur hier. In vers 39, een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaak en gesê, as die Christus verlos homself en ons. Maar die ander een antwoord bestraf en sê, vrees jy ook nie God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En vers 42, hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom, een van die ander misdadigers wat daar was, dink aan nou, onthou my asseblief, Here, onthou my. Onthou my. En hy vra vir Here, onthou my asseblief, Here. Wanneer in die koninkryk kom, die Here sê vir hom, ek staan nie die koninkryk voor nie, maar vandag nie saam in die paradys was, want hy het alreeds gesê, die koninkryk van God is op hande. Toe hy verskyn, het sê, koninkryk van God is hier, is op hande, is nie. So hy sê, vir hom, jy gaan in die paradys wees met my volk, ek gaan jou onthou. Ek gaan onthou, dat jy misdadiger was en uitgeroep het na my toe. Ek gaan onthou dat jy in die sonde bevlek was en jy het hulp nodig gehad en ek moet jou vergewe, ek gaan jou onthou omdat jy uitroep na my toe. Ek gaan jou onthou wanneer ek in die paradys instap en jy gaan saam met my daar wees, hand aan hand. Jy gaan my voetspore volg. Jy gaan by my wees as ek instap in die paradys. Kyk hoe onthou die Here jou. Weet jy, is wonderlike skrif in die woord, Eksodus sê ook, die Here sal onthou wat die Vader aan jou gedoen het, en hoe jy probeer vernietig het, hoe jy probeer oorweldig het. Die Here sê, ek onthou hoe die Vader jou aangeval het, en ek sal sekerlik wraak neem. Die Here onthou die tyd, dat jy verpligter was, waar jy gehuil het, waar jy mismoedig was. Hy onthou die trane wat hy opvang in 'n bottel selfs. Hy vang jou trane in 'n bottel op, en hy sê, onthou jou trane, onthou jou seer, onthou die leed wat jou aangedoen is, en onthou die smart waar jy was, die verlies wat jy gehad het. En hy weet wat jy deurgaan, want sy gedagtes is altyd vol van jou. Hy onthou jou. Ons onthou vanoggend, wat jy goed was vir mense, wat ons geliefdes was, as voorouers, wat ons ook al hulle wil doen vanoggend. Maar ons onthou, ten minste hoe die Here vir hulle opgetree het, en hoe die Here sekerlik vir jou verlossing kan bring vanoggend sy mens. Jy sê maar, vertrou my, kyk wat ek gedoen het na die tyd, ek sal dit weer doen, ek sal dit weer vir jou doen, ek sê jou ook verlos in naam doen. Ek sê jou ook verlos as jy sê, Here onthou my. Jesaja 43:26, maak my indagtig, sê die Here, onthou my, herinner my, sê die Here, herinner my aan my beloftes, laat ons teen mekaar pleit, vertel jy, dat jy die gelyk gestel kan word. Dit is ook, vertel my bietjie. Vertel my bietjie wat ek moet onthou. Hy sê dit in die skrif. Die Here sê, herinner my aan my beloftes. Hy sê, onthou my bietjie aan wat jy gedoen wil hê. Wat wil jy van my hê? Onthou my, herinner my daaraan. So jy kan nie ophou om die Here te herinner aan sy beloftes nie. En elke keer as jy verby daar yskas of daar 'n spieël loop, dan sê die Here, U beloof en dit sal so wees. Here, U beloof, U het gespreek en ek vat niks anders as dit, die Here, en ek vra die Here, ek herinner in hierdie belofte wat U vir my gegee het, Here, en ek vertrou op U naam alleenlik om dit vir my te gee. 7 dinge wat jy moet onthou vir ons klaarmaak vanoggend. 7 dinge wat jy moet onthou. Wat elke kind van God moet onthou. Ek sien nie vir julle dalk WhatsApp. Die yskas sit. Hy sê so, God se liefde is diep. Sy liefde is oorweldigend. Efesiërs 3 sê, vers 20, ons kan die hoogte, die diepte, lengte en die breedte van God se liefde, maar ons nie pyns nie. So diep is dit.
Sy liefde is so groot, so breed, so hemelsbreed vir jou, so hoog en so diep. Amen, ons kan nie so ver kyk of so ver insig hê hoe groot sy liefde vir ons is nie. Die ander ding is, wonderwerke is werklik. Die groot wonderwerke wat hier sit. Amen. Ek het 'n paar van hulle beleef in my eie lewe. My seun amper 3 keer dood was. Wonderwerke is werklik, het gebeur. Mense wat sê wonderwerke is vir daardie jare, mis dit. Ek dink aan Smith Wigglesworth, toe hy loodgieter was, hy klim deur die venster. 2 die oggend, sy vrou is 'n prediker. En hy is van Engeland, en hy klim deur die venster daar, kom in die kombuis en hy het lekker 'n partytjie hou. En sy vrou staan met 'n koekroller en 'n Bybel. Vir my wag in die kombuis. Dis die wat kies sê. Koekroller of Bybel. Hy sê, Bybel. En sy sê vir hom, jy preek volgende Sondag. Hy sê, ek kan nie preek nie. En hy skrik homself nigter. Sy vrou sê, die Here het gesê, jy preek volgende Sondag. En hy wil jou gebruik. En hy sê, okay. Die Sondag kom en hy preek, wonderwerke gebeur, na die diens, wonderwerke. Hy het altyd as 'n loodgieter baie met werk gehad, hy het altyd Bybel gelees, altyd beloftes gedelig gedeer, so die geheim, so skermpies. Hy het nooit gehad iemand moet weet, hy is met die Bybel ken en die Bybel leer nie. As die vrou sê, die Here sê, jy preek volgende Sondag. By daai diens was haar vrou, was 'n man sonder voete. Hy sê vir die man, die Here sê, jy moet nommer 9 skoene gaan koop. Hy het die voete nie, stompies. En hy gaan met sy rolstoel in die winkel, in die skoenwinkel. Daar is meneer, kan ek jou help? Hy sê, ja, ek wil skoene koop. Ja, kyk na my sister, seun, hy sê, vir myself. Hy sê, wat 'n groot, hy sê, nommer 9, bring nommer 9 skoene aan. En die ou sê, meneer, die goed nie pas nie, stompies. Hy sê, die Here het gesê, ek moet die skoene koop vir my. En toe die skoen met die stompie trek, die groei af binne in die skoene. Amen. So groot is die Here. En al wat hy gedoen het, is sê, Here, ek het nou nie die beloftes. Hy is iemand wat aggressief besig was met die woord en die Here se beloftes geprobeer het vir die Here. Want hy het mense geklap, wat hy oor ook gaan, door mense. Dan vra hulle, hoekom klap jy die mense? Hoekom so aggressief? En sy klap nie die mense, hy klap die duiwel. Hy het Tannie sien Johannesburg se op die maag gestaan, van die kankers net uit. Amen. Maar die Tannie terugboks, die Engelsman staan nie aan my nie. Die broer Tannie. Die Engelsman staan nie aan my nie. Hy sê, wow, dis die cancer. Halleluja. So ek en jy moet die Here eer en wonderwerke is werklik. Hy sê vir ons in die boek, Deuteronomium 10 vers 21, hy is jou lof. En hy is jou God wat hierdie groot en vreeslike dinge wat die oog gesien vir jou gedoen het. Hy het hierdie groot vreeslike dinge gedoen vir ons, nou. En in bloed en vuur het groot en vreeslike dinge gedoen. Het jy gedoen was engele op perde wat die Zulus aangeval het? Wit ruiters het hulle gesê, geskryf. Wit ruiters, mense met wit klere. Ons kan nie hulle veg nie, is goeie spiese deurlik. Hulle kom niks meer. En dis 'n groot ons. Amen. En hy sê vir ons vanoggend dat die Here se wonderwerke in die lewe is sigbaar en merkbaar. Sien nie dra elke dag hoe goed die Here is. Hy gaan ook die derde plek sê vir ons, God dra ons deur storms en vuur, Jesaja 3 vers 2. Al gaan jy deur vuur, het sê hy nie versproei, dan gaan jy water, het gaan jy nie bedadig nie. Amen. Die skrif wat daar sê, die Here sal altyd jou uitkoms gee. Hy sê hy sal verlos van die vure en van die storms. Hy het gedoen altyd, Hy het die storms stil gespreek in Afrika's Jesus. Hy het altyd die storms op bedaag. En hy kan die storms ook bedaag. Onthou dat hy dit kan doen. God se plan vir jou lewe is perfek, Jesaja 9 vers 11. Die plan wat ek vir jou het, sê die Here, is om die hoopvolle toekoms te gee. Amen. En baie keer twyfel ons in die plan en die toekoms van die Here in ons lewens, maar hy sê, jy moet onthou, my plan vir jou is perfek. Al dink jy is in die plan van die Here of die wil van die Here vanoggend nie. Hy sê, jy moet onthou, my plan vir jou is fenomenaal en perfek. En die ander ding is, onthou altyd, God is altyd met jou. Hy is altyd vir jou, hy is altyd met jou,
en hy wil in jou wees. Hy is altyd met jou. Hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, 5 keer. In die Hebreë staan dit net so, soos skryf in die Grieks. Hy sê 5 keer. Hy sê nooit vergewe of verlaat nie. God is die groot geneeser, wie glo dit? Hy is die geneeser, amen. Hy kan genees, hy kan herstel, hy kan oorwinning bring. Die laaste ding wat jy moet onthou vanoggend, God wil elke behoefte wat jy nou vra. Wat sê Filippense 4? Hy sê, maak die begeertes aan my bekend met danksegging en smekinge. En die vrede van God wat uitverstaat met boven in sy gedagtes en jou sinne oorheers in Christus Jesus. Die vrede van God wat uitverstaat met boven. As jy versigtigheid vir die Here bring vanoggend, jy behoefte vir die Here bring vanoggend, sê hy, ek weet wat jy nodig het. Ek gaan dit vir jou bied. Johannes 15 sê, as ons volgens van die woord kan ons enigiets vra in sy naam en kry net wat ons vra. So antwoord, jy sit op volgende hier, jy twyfel in jou hart, die saad van twyfelis in jou lewe, as bekommernis op die ieweste, as dinge wat jy kwel, as dinge wat jy nie staan, maar jy sit op volgende hier, sê Here, ek kan nie meer nie, ek kan nie die vuur in my gaan nie, die storms my gaan nie, Here, ek kan nie meer aangaan nie, ek is middeloos, Here, en Here sê vir jou vanoggend, wees stil en weet dat ek God is. Ek is met jou, ek kan wonderwerke verrig, ek kan 'n uitkoms gee, ek kan die storm bedaal, ek kan die storm stil spreek vir jou vanoggend. En Here wil kom vir jou sê volgens die skoosbare vir hom. Sal hy dan nie jou verlos as hy ons voorvaders kon verlos nie? Sal die Here kan verlos en verbond met hom styf volgens sê, Here, ek maak staat op bloedverbond en ek met U het volgens Here. En daardie verbond tel vir my, want ek staan vir 'n God en 'n Vader, wat ek enige tyd met hom kom en sê, Vader, as ek vir 'n brood vraag en U vir my 'n klip gee nie, Vader, as ek vir 'n vis vraag en U vir my slang gee nie, hoeveel te meer die Vader in die hemel vir jou goeie goed gee wat jy vra. Amen. Romeine 8 sê hy die beste vir ons gegee in Jesus. Hoeveel te meer sê hy alles genadiglik vir jou skenk. Amen. Hy het die beste gegee in die kruis. Die ander goed is so klein goedjies te gee. Die beste en die grootste is klaar gegee en geskenk in die kruis. Reeds gegee. Halleluja. So kom ons maak staat op vanoggend. Ek moet myself haas en afsluit vanoggend. Ek weet jy families by die huis is vakansiedag, maar ek wil graag saam met julle bid volgende dat die Here kom en elke behoefte hier op doen, is sy rykdom in heerlikheid. Maar wat jou rol is vanoggend, onthou die Here jou God, onthou in die kruis, onthou in sy beloftes, onthou in al sy weë wat hy vir jou gedoen het in die verlede ook. Alles wat hy uitgevoer het vir jou, onthou dit vanoggend en weet maar die Here is in staat om beter te doen. Hy sê, ek doen meer as wat jy kan bid of dink. Ons bid en vra, maar hy sê, selfs wat jy dink, kan ek meer doen as dit. Halleluja. Hy kan meer doen as dit vir jou, want jy is 'n kind van hom, en jy wandel in die lig, en jy soek na hom, en jy sal hom vind wie jy wees vanoggend. Amen. Loof die Here. Kan ons ook opstaan en saam bid van hierdie vergadering vanoggend. Regtig swaarmoedig voel, en te neergedruk voel, en jy voel, jy is moedeloos. Maar die Here wil vir jou kom sê vanoggend, ek sien lyks van die vredevors, ek wil uitlaat dat vir jou aanstaan te heers. En vanoggend voel jy dalk, Here, dis te veel vir my, Here, ek weet nie hoe nie. Ek weet nie wat ek kan doen nie, maar die Here wil kom en vir jou sê, onthou my beloftes vir jou, spreek dit, lewe dit, en bid dit. En ek dank jy Vader dat jy vanoggend kom en ons ontmoet in hierdie vergadering. Die kinders is kosbaar in hierdie plek, Here, ek vra, Here, en vanoggend die Gees wil elkeen uitstoot, Here. Ek vra vir 'n gees van lewe. Ek vra vir 'n deurbraak salwing. Ek vra vir 'n dimensie van vryheid, Here. Ek vra dat Egipte se slawerny ons lewens finaal ons in Jesus naam. Ek dank U vir elke belofte, elke wonderwerk wat U uitgevoer het, dat die waters uit die rots uit voortgekom het, Here, dat die manna en kwartels vir ons altyd daar was, Here, dat ons voorsiening geniet elke dag in ons lewens, Vader. Ek dank U daarvoor kosbare, Here, dat U vanoggend elke persoon hier ontmoet, en dat U elke persoon kom bekleed met waarheid, met hoop, met lewe, met liefde, met seëninge wat elkeen nodig het in hierdie plek, Here. Ek dank U, Vader, dat U 'n hoopvolle God is. Here, dat U ons nooit sal teleurstel nie, dat ons kan onthou hoe goed U was. U was goed vir Dawid, U is goed vir Daniël, U is goed vir, Here, vir elke persoon wat U aangeroep het. U was goed vir ons tot nou toe, Here. U sal altyd U goedheid bewys
bewys vir 'n generasie wat 'n verbond met U sluit, Here. En ek dank U dat ons vanoggend onsself herinner hoe goed U was met Here in 1838, Here. Maar Here, vanoggend is 'n ander oggend. Is 'n nuwe begin vir baie van ons hier, Here, om U aan te gryp en te sê, Here, ek sien U los toe met my seun, soos Jakob gesê het, Here, onthou my. Ek sal U vasgryp in my lewe, Here. Ek sê elke belofte sal ek, Here, my lewe mediteer oor en ek sal dit spreek en ek sal dit bid en ek sal dit onthou, Here. Vestig U woorde in ons harte, Here. Ek bid vanoggend, Here, teen huwelike, Here, wat verbrokkel. Ek bid, Here, vanoggend teen finansiële omstandighede wat uitleidend is met die woord van die Here. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus, Vader, dat alles in lyn kom met die woord van die lewende God, Vader. Elke teleurstelling vanoggend, Here, wat mense beleef het in die verlede. Here, ek sien hier's mense wat hier staan vanoggend, Here, wat so verlies gehad het en hulle moet so hard werk om terug te kry, Here, maar vanoggend sê U, Here, dit gaan sorgloos wees, sorgvry wees. En dit gaan kommervry wees hierdie keer. En die Here sê, ek sal jou seën en moeitevolle arbeid gaan niks daarbey voeg nie. En Here, ek dank U dat moeitevolle arbeid vanoggend, Here, niks byvoeg by die seëning van die Here nie. Maar U gaan elkeen wat hier staan vanoggend seën met kleur, met nuwe lewe, oorwinning, deurbraak, oorvloed, Vader. Alles wat ons vanoggend nodig het. Here, bekleed weer mense hier met hulle heerskappy, met hulle mantels, Here, met hulle scepters wat U vir hulle gegee het, Here, om te heers as konings en priesters op hierdie aarde, Here. Here, van nou af, Here, sal ons heers. Ons weier om gebuk te gaan onder slawerny, onder omstandighede, onder siekte, onder finansiële druk, Vader, maar vanoggend roep ons U naam aan, ons onthou wat U vir ons gegee het in die verlede. U sal dit weer doen en weer doen en weer doen. U is getrou aan die woord om dit te volbring, Here. En ek dank U, Vader, vanoggend dat mense wat hier staan, vry is in Jesus naam om U te aanbid en te ken. Here, dank U vir die gees van vryheid. Maak ons vry. Maak ons vry in ons gedagtes, Here. Onthou, Here, ons wil onthou, ons wil self herinner aan die beloftes van die Here. En ons wil staat maak op die beloftes van ons God. En ons Here het gesê, dit sal so wees. En wat hy spreek is ja en amen. Wat hy spreek is waar. Daarom, Here, sê ek vir U baie dankie. En dankie met U is volgende, dat hy kettinge breek, dat verlossing aangekondig word, dat lewe vloei, dat oorwinning vloei, Here. En vanoggend se nuwe begin vir die wat hier staan. Ek verklaar teen elke wapen wat hulle aangeval het, Here. Elke wapen wat hier gestaan het, Vader, hulle vanoggend spreek en hier staan en sê, hulle is vry. Ek kanselleer elke negativiteit. Ek kanselleer elke vrugtelose, negatiewe, nuttelose woord in hierdie mense. En ek verklaar vanoggend, Here, dat hulle sal floreer, hulle sal opstaan, hulle sal die kop wees nie sterk, hulle sal oorwinnaars wees en meer as oorwinnaars, deur hom wat hulle die krag gee. Dankie, Vader, elke woord wat afgebreek, elke woord vernietig het, elke woord van mishandeling, wil ek vanoggend afbreek in U naam. En ek sê, Vader, U sal dat elkeen opgebou word deur U woorde. Dankie, Here, U is wonderlik in hierdie plek. Kom en beklemtoon, Here, vanoggend dat ons U onthou en dat ons altyd weet waar ons God kan en Hy sal en Hy wil. Dankie, Vader, daarvoor in Jesus naam. Ek dank U, Vader, vir vryheid in hierdie plek. Heilige Gees, kom. Onthou U kinders, onthou hierdie mense hier voor U staan, onthou die tyd wat hulle afgesonder het voor U. Onthou, Here, dat ons volgende hier vergader op 'n vakansiedag, Here, om die naam van Here groot te maak en aan te roep. En U sal sekerlik onthou wat vanoggend hier gebeur. Dankie, Vader, daarvoor in Jesus heilige naam. Here, ons wil 'n verbond met U vestig in hierdie plek soos opnuut. En sê dat ons wil U dien, ons wil U ken. Here Jesus, ons nooi uit as verlossende saligmaker. Kom ons hart opnuut. En ons wil die verbond hernuwe. En sê U is belangrik vir ons. Ons kan nie sonder U nie. Ons kan nie sonder U doel nie. Ons kan nie sonder U weer nie. Ons kan nie sonder U krag in ons lewens nie, Here. Ons erken U en ons vra, Vader, vir genade op genade, oorwinning op oorwinning vir elkeen wat hier staan. En hulle gesinne, wil ek vra dat hulle sal seën, dat hulle sal uitkoms gee waar daar moeilike tye was, waar daar robbe tye was teen hulle geskuur het, wat hulle probeer oorweldig het, en ek vra, Here, dat die pad makliker sal wees vir hulle. Ek dank U, Vader, U is kosbaar, U word verheerlik. U is die almagtige, die skepper van die univers, die Here van die Here. En U kom en U maak ons vry. U maak ons vry om hoop te hê. U maak ons vry om U te ken. Here, U rig ons oor op Jesus, die begin en vereinde van ons geloof. Want dis waar ons oor moet wees vanoggend. Kyk na hom, kyk na hom, kyk na hom in Jesus naam.
Halleluja. 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 Dankie Jesus. Dis wonderlik in die plek. Daarby staan, sê net Here Jesus, kom woon in my hart, wees die Here vir my lewe. Ek vernuwe die verbond wat ek met U het weer opnuut. En ek beloof om U te volg. Ek wil U volg in die dae van my lewe. En dat ek in die huis van U kan woon met U vandag. Dankie Here vir U goedheid en U guns in my lewe. Dankie vir U kosbare bloed. En dankie vir die verbond wat ek met U kan sluit vanoggend, Here. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. En almal loof die Here.